Ja, vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat dit met een en elkeen van u goed gaan, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons opgewek het en nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Nou ek wil vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 272. Dit is 'n baie onbekende gesang, maar besondere woorde, 'n besondere boodskap daarin vervat. En ek lees vir u die twee verse van hierdie Gesang 272. Daar staan: ons wil die boodskap nog eens hoor, vol heil en troos en vrede. Want dis bestem vir elke oor van sondaars hier benede. Die blye boodskap is gewis, dat Jesus Heer en Heiland is. Vers 2 sê, kom ons getuig dit nog 'n keer. Die skuld is ons vergewe. Laat ons met dankbaarheid hom eer, want hy herskep ons lewe. Die evangelie is gewis, dat Jesus ons verlosser is. Vriende, so 'n besondere gesang en dit gee vir ons die groot boodskap deur, dat daar een manier is hoe ons gered kan word. En dit is deur Jesus Christus alleen. Romeine 1 vers 16 sê die apostel Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan die tweede gedagte, wat baie duidelik na vore kom in hierdie lied, is dat ons Handelinge 1 vers 8 in uitvoer moet bring. Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal vir die Here 'n getuie wees. 'n Getuie van hierdie vrymakende krag, wat in die evangelie vir ons opgesluit is. Dat Jesus Christus gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Mag een ek getrou bevind word, en mag een ek getuies wees vir ons wonderlike Here Jesus. Nou vriende, ons gaan bietjie vanmôre lees, hier uit Efesiërs die 4de hoofstuk, en die klem gaan val op vers 15, maar tog wil ek net die konteks vir u lees daar vanaf vers 11. Die Bybel sê, en hy, Christus het gegee sommige as apostels, en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus, vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur bedriegery van die mense, deur sluiheid om lustig tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind word deur die ondersteuning van elke lid. Nou vriende, wat vir my besonder is van hierdie paar verse is dat die Here telke male klem lê op die gedagte dat ons geestelik volwasse moet word, dat ons geestelik moet groei, dat ons moet toeneem in ons kennis van die Here, dat ons sal toeneem in die genade van die Here, en dat ons onderling mekaar sal opbou in die allerheiligste geloof, en nie deur elke wind van lering en elke nuwe dwaling wat die rondte doen, meegesleep word, en so van dwaling of van stryk gebring sal word nie. Nou as 'n mens kyk na 'n kind as hy gebore word, vriende, wat is die eienskappe waarna ons kyk? Ons kyk na die reaksies van die kind. Die kind huil, die kind het sekere bewegings met hulle handjies en voetjies, en soos hulle ouer word, is daar meer bewegings, is daar die liggaam wat sterker word, en later begin hulle kruip, en later begin hulle loop en val, later sterker loop. Ek sien dit so mooi by ons twee kleinkinders, en veral die heel kleintjie nou, toe ons nou die dag daar gaan kuier het. Sy loop so 'n paar tree en sy balanseer so met die hande in die lug, en dan val sy en dan staan sy weer op, en elke dag het sy sterker en sterker begin loop. Waarom? Want sy is besig om te groei, en hierdie is 'n teken dat sy gesond is. Dis 'n teken dat hierdie kind gesond is en groei en begin self eet en woordjies begin praat en al hierdie dinge wat daarmee gepaard gaan. En geestelik, vriende, moet dit presies dieselfde wees. As daar 'n geestelike geboorte plaasgevind het, ons praat van die wedergeboorte, en dit vind plaas wanneer die Heilige Gees ons bring by 'n punt waar ons besef ons is sondaars, ons kan onsself nie red nie. Hy het sy seun gestuur om aan die kruis te sterf vir ons sondes, en deur geloof in sy soenverdienste aan die kruis, vra ons om vergifnis vir ons sonde, ons vang die ewige lewe, en die Bybel sê vir ons kan nooit weer dieselfde wees nie. En nou is ons babietjies in die Here. Die dag as ons weergebore word, is ons babietjies in die Here, en nou moet ons geestelik groei. Ons groei deur die lees van die woord, ons groei deur gebed, ons groei deur die onderlinge byeenkomste, buite woon, ons groei deur geestelike boeke wat ons lees, deur gesprekke wat ons het, maar vriende, daar moet groei plaasvind. En nou sê die Bybel vir ons, dat die Here ook verskillende mense in verskillende plekke geplaas het, om ons as kinders van God toe te rus, sodat ons opgebou kan word in die liggaam. Hoor wat sê die Bybel? Dat ons 'n volwasse man kan word, tot die volle mate van die grootte van Christus. Dan sê vers 15, dat ons in alles sou opgroei in Christus, wat die hoof is. En die rede dat ons nie
vriende soos kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie. As ek kyk na my kleinkinders, hulle glo enigiets wat oupa vir hulle vertel. En ag vriende, hulle kan nie onderskei tussen 'n verhaal wat jy hulle vertel en die werklikheid nie. Hulle is nog te klein, hulle is nog te onkundig daaroor. En dikwels gebeur dit so wanneer mense net die pad met die Here begin stap, is daar baie mense met baie stemme wat na vore kom en baie keer kan ons nie onderskei nie. Maar die Bybel sê ons moet kom op 'n punt dat ons begin groei, dat as ons hierdie stem hoor of hierdie boodskap oor die radio of hierdie geestelike program kyk of hierdie geestelike fliek wat hulle nou weer vrygestel het kyk, dat ons kan begin deur hierdie gedagte van ons werk en sê maar iets is nou nie lekker nie. Dit wat die skrif vir my sê en wat hierdie prediker nou op televisie sê en dit wat die skrif sê en wat hierdie fliek nou vir my wys, kom nie ooreen nie, iets is fout en dis hoe ons geestelik groei, want ons leer God uit die woord ken, ons leer Christus uit die woord ken, ons leer die Heilige Gees uit die woord ken en die Heilige Gees onderrig ons aangaande die waarheid in die woord, sodat ons onderskeid kan tref, sodat ons die reg en verkeerd van mekaar kan onderskei, sodat ons nie deur elke wind van lering omvergewerp word en dan sukkel om geestelik vooruitgang te toon nie. Daarom is die gebed van my hart vanmôre vir jou en vir my, dat ons ywerige studente van die woord sal wees. En wanneer 'n mens die woord studeer, is die eerste vraag wat jy vir jouself afvra, hoe sien ek die Here in hierdie gedeelte? Waar kom God na vore in hierdie gedeelte? En luister vriende, daar's haas 'n bladsy in die Bybel wat nie vir ons God op een of ander manier afskilder nie. Ons vra onsself die vraag af, hoe het God dan ook vir ons voorsiening gemaak vir ons sondeprobleem in Jesus Christus? Daar's nie haas 'n vers in die Nuwe Testament wat nie op 'n manier verwys na Christus en sy soenverdienste aan die kruis en die konteks van elke gedeelte hoe Christus vir ons dan die verlosser is nie. Daar is nie 'n gedeelte in die Bybel wat nie deur die Gees geïnspireer is nie en daarom kan ons, terwyl ons die Bybel lees, vir ons sekere vrae afvra oor die drie-enige God. En dan moet ons vir onsself afvra, wat wil die Here vir my kom leer uit hierdie bepaalde gedeelte? Wat het die Here vir die eerste hoorders van hierdie gedeelte kom sê en hoe is dit van toepassing op my? Is daar miskien sonde in my lewe? Is daar ongehoorsaamheid in my lewe? Is daar een of ander kwessie wat ek meer aandag moet aangee? En vriende, soos ek hierdie vrae vra, so begin ek groei in die kennis en genade van die Here. Miskien is daar opdragte in die gedeelte wat na vore kom en ek kom agter maar ek voer nie hierdie opdragte stiptelik en getrou uit nie. Om dan vir die Here te sê, Here, ek bely my ongehoorsaamheid en ek meld aan vir diens en miskien is daar al dwalings wat U in U lewe ingeneem het. Miskien ter wille van verhoudinge en miskien van besigheidsbelange het U sekere aanpassings gemaak en die Here praat deur die woord met jou. Dat jy nie begin kompromie aangaan en soos 'n golf van die see sal wees wat heen en weer geslinger word deur elke wind van lering nie. Daarom is die gebed van my hart dat U hierdie gedagte in Efesiërs 4 sal raak sien, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die hoof is, naamlik Christus. En die gebed van my hart is dat U en ek moeite sal doen met die woord, sodat ons geestelik sal opgroei tot 'n volwasse man, tot die volle mate van die grootte in Christus, sodat ons onderskeidingsvermoë sterker, beter sal word elke dag, en ons liefde vir die Here sal groei, en ons toewyding aan Hom en sy koninkryk, sodat ander siele by die Here kan uitkom. Mag die Here vir ons groot genade gee, wysheid en insig, en getrou bevind, sodat ons dan ook ambassadeurs van Hom sal wees, tot die dag, dat ons Hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.